Daar sê, goeienaand julle. Het is so lekker om julle vanaand hier te sien. Ons is vanoggend te vol kerk, vanaand te vol kerk. En natuurlik is daar 'n klomp ouens wat aanlyn ook inskakel in hierdie oomblik. En ons gebed is dat julle regtig hierdie oomblik sal geniet. Kom ons net eers die eerste ding doen is, en kom ons groet mekaar net. Dit is tog lekker om almal voor jou en agter jou net gou te sê hallo. So kom ons draai gou na mekaar toe. Hou net jou masker op. En dan groet ons daarom net vir mekaar. Ek wil tog net vra, ons almal is bewus van die COVID-getalle wat weer besig is om te klim. En kom ons beskerm onsself en kom ons beskerm ook die ouens om ons deur net ons maskers dan heeltyd op te hou. Ek weet dit is nie lekker nie, maar kom ons hou dit so. Ek wil vir julle sê, ons het toe ons hierdie toneel begin beplan het, en dis nou die tweede jaar wat ons 'n toneel doen, doeteenvoudig as gevolg van COVID, wat ons nie net in 'n gemeente kan kom om saam te sing nie. Het dit so op ons gegroei, en toe ons hierdie jaar sê, wat is ons fokus, wat wil ons graag bereik, toe het ons die eerste ding wat die ouens genoem het, en gesê het, ons wil lag. Ons het 'n moeilike jaar agter die rug. En toe het ons gesê, maar kom ons skryf 'n ding, waar ons baie humor gaan beleef, en wat julle vanaand gaan ervaar, is 'n moderne storie, tesame met die ou storie. En julle gaan vir Maria en Josef sien met mekaar beklei en praat soos wat julle met mekaar in julle huwelike dalk praat. Julle gaan later vir Engel Gabriel ontmoet en weet hoe hy ook moedeloos word omdat niemand sy storie wil glo nie. En so is daar elke karakter en iewerste in dit gaan ons lekker saam met hulle lag en so teen die einde van vanaand gaan ons ook saam met hulle dalk bietjie huil. So, ek wil vir julle sê, geniet dit. As die toneel klaar is, gaan ons lekker kersliedere saam sing en dan gaan ons net daarna gaan ons lekker afsluit. So ek wil julle nooi, kom maak julle oë toe, bid saam met my en dan vra ons die Here se seën. Ag Hemelse Vader, vir oomblikke soos hierdie wat vir ons regtig kosbaar is, wil ons U eer. Want Here, daar is 'n storie wat ons lewens verander het, 'n storie wat maak die rede hoekom ons hier is. En Here, dis U storie. Dis die een wat U na hierdie wêreld toe gebring het. En vanaand wil ons hierdie storie kom deel en Here, mag ons elkeen 'n stukkie ervaar, maar mag ons ook lekker lag en mag ons sommer net so in alles in wees. Want Here, in ons harte het ons vreugde, Vader, oor wat U vir hierdie wêreld kom gee het. En daarom bid ek, Here, dat U regtig vir ons sal kom seën en ook hierdie span wat dit vir ons gaan optree. Here, ek bid dat U ook hulle sal help vanaand en Here, dit alles aan die einde van die dag, sodat ons U naam altyd in ons lewens sal groot maak. U is goed vir ons en ons eer U naam daarvoor. Amen. Geniet dit julle. Is jy seker jy het 'n ekstra paar skoene ingepak? Ons gaan nie weer langs die pad stop omdat jou sandale onklaar geraak het nie. Ja my liefie, jy moet jouself nie so bekommer nie. Dis nie goed vir jou of die baba nie. Ek sal die res van die goedjies inpak, dan kan jy 'n bietjie gaan lê en Ek is swanger, Josef, nie bedlêend nie. Hou op om my te hanteer soos 'n ballon wat enige oomblik gaan bars. wel, jy is 'n ballon en jy kan enige oomblik bars. Hæ? 'n Pragtige, jeugtige, gloeiende ballon. Jy kan enige oomblik bars. 'n Pragtige, jeugtige, gloeiende ballon. 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 'n Pragtige, jeugtige, gloeiende
Dis mos wat elke swanger vrou wil hoor, dat sy lyk soos 'n gloeiende ballon. Ag, jy weet wat ek bedoel, my liefie. Ek's net regtig on edge. Hierdie sensus ding krap alles te mekaar dat ons nou moet Bethlehem toe gaan en jy kan enige oomblik. Moenie bekommerd wees nie, my man. Die Here sal voorsien. Hy sal sorg dat hierdie seun op die regte tyd op die regte plek gebore word. Dink net, oor 'n paar dae sit ons in 'n cozy 3-ster herberg en lag oor hoe gestres ons was. 'n Herberg? Jy het onthou om die herberg te bespreek op lekker slaap. Ja. Nou net. Josef, jy het dan afgetik op die lysie. Sien jy, hierdie is presies hoekom ek nie net kan sit en ontspan nie. As dit van jou afhang, slaap ons in 'n stal. Kom ons kry net die bagasie op die wa. Die waar? Josef. Ons gaan op 'n donkie Bethlehem toe, nê? Wel, dit is meer koste-effektief. En toe ek wou uitgaan vind dit oor die waans, was alles uitverhuur. Jy kan dit nie glo nie. Is oukei? Gaan alles oukei wees. Ag, hulle sê mos, as 'n mens swanger op 'n donkie reis, is dit juis gemaklik. Is dit nie as 'n mens swanger is dit soveel meer ongemaklik nie? Josef, ek dink jy moet eerder pak as praat. Ja, my liefie, dis reg. Amerika se donkerste dag, 3000 lewens geëis op 11 September. Die dodelikste brander, tsunami aan die kus van Indonesië. 'n Stad spoel weg, orkaan Katrina verwoes Louisiana. Die begin van Zuma se laaste lag, Zondo-kommissie getuienis begin. 'n Held val, Oscar Pistorius in hegtenis geneem, dag 562, so lyk die jongste COVID-19 syfers. Ek onthou al die stories, die grootstes. Maar ons een storie wat uitstaan ver bo al die ander. Een wat nie op al die koerante se hoofopskrif was nie. En tog is dit die grootste storie ooit. Dit was soos enige ander aand op die kop, 7 uur. Philip se vierde keer. Ek soek dit rooi soos die Nyl tydens die eerste plaag. Nie seerooi nie, verstaan jy? Is daar 'n verskil? Hulle het maar albei ewe rooi gelyk vir my. Ek verwag nie vir jou om te verstaan nie. Jy kon net sowel die 11de plaag gewees het. Die enigste ding wat jou gaan laat mooi lyk, is die 9de plaag. 3 dae duisternis. Goeienaand, jy's ingeskakel by die 7 uur nuusbulletin by Beloofde Land nuus. Van Adam tot Abraham Babel tot Bethlehem. en Josef tot, wat is die ander een naam nou weer? Jannie, Johan? Nee, dis nie Bybelse name nie. Ag man, ek kan nie onthou nie. Askies kykers. Soos jy weet het ons so 'n 400 jaar baaskans gevat en is die ratkassie so bietjie geroes. Maar vanaand is ons terug met die jongste, relevantste en mees sensasionele nuus uit die land van melk en heuning. Vanaand se hooftrekke. 'n Nasionale sensus word afgekondig deur koning Herodes en duisende Israeliete stroom na hulle geboortedorpe. Herberge se besprekings is besig om vinnig vol te raak. So as jy nog nie blyplek het nie, beter jy plan maak, want jy wil nie op die sensusdag in 'n stal moet slaap nie. Israel bly nog onder die juk van die Romeine, wie se reëls en regulasies net elke dag strenger word. Dit lei baie om te vra, wanneer kom die Messias waarvan die profete gepraat het? Het God van sy beloftes vergeet? Wanneer sal Israel uiteindelik verlos word? In elk geval, in ander ligte nuus. 'n Nuwe sangsensasie is besig om die land op horings te neem. Die jong ouetjie loop met sy trom en Engelsstem terwyl hy die harte van reisigers oral steel. Hy noem homself The Little Drummer Boy. Is dit nie oulik nie? Omtrent, ons skakel nou oor na ons korrespondent wat die knaap raak geloop het. Dankie Nikkie. Yes, ek het nou net met die Little Drummer Boy gesels. Hy sê hy maak musiek om 'n woord te verkondig. Volgens 3 wyse manne gaan 'n koning uit Bethlehem gebore word. Little Drummer Boy, het jy nog enige ietsie wat jy wil byvoeg? Daar sy daar het julle dit, dames en here. Boom chick, dash. Terug na jou toe, Nikkie. 'n nuwe koning. Ek ryk drama. En ek ryk sandalwood. Wie's besig om vuur te brand? Stop dit!
Julle weet ek is allergies. In elk geval, dis al vir vanaand van die nuusspan. Bly veilig in hierdie onseker tye en onthou om dankbaar te wees vir die klein goed. Ja, ten minste is ons nie meer in die woestyn nie. Van die span hier by Beloofde Land nuus. Totsiens. Dit was nou interessant. Wat? Daai seun wat gepraat het van die koning van alle konings wat gebore gaan O, word. daai boom chick dash quote. Ja, maar ek praat eintlik van die storie van die koning wat gebore gaan word. Ja, ek dink hy het dit uitgedink. Regtig? Ja, Ja, dit sal 'n interessante nuus storie maak. 3 wyse manne, die koning van alle konings. Klink vir my soos 'n slaaptydstorie. Ek wonder of hy dit nie in die huisgenoot gelees het nie. Ja, seker, maar dit sal 'n interessante nuus storie maak. As dit waar was. Ag, van wanneer af vir die waarheid nou nog ooit in die pad gestaan van 'n nuus storie. Hoe ver is ons van Bethlehem Nee, af? ons gaan nie Bethlehem toe agter 'n ou stupid fairy tale aan nie. Ek wonder net. Ek hoor daar's 'n weird ster bo kan Bethlehem. Dit sal nogal interessant wees om te sien. Weet jy hoe werk sterre? Ons sal daai ster van hier af kan sien. Ja, maar ek was ook nog nooit in Bethlehem nie. En ek was nog nooit in Delmas nie. En dis nou nie asof ek daar wil wees nie. Bethlehem is nou nie juis 'n vakansiedorp nie. Dis soos alle ander dorpe in Israel. Stofstrate, breinhuisies en die ene donkie mis. Ja, maar iets groot gaan in Bethlehem gebeur. Ek kan dit hier voel, jy weet, in die krop van my maag. Ek jy nie dalk net honger nie. Ek sal nie nou nee sê vir 'n Big Mac nie, maar dis nie wat ek bedoel nie. Dit voel vir my of as ons nie Bethlehem toe gaan nie, gaan ons dalk uitmis op die grootste storie wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. So jy wil nou hê ons moet nou Bethlehem toe karring oor jy FOMO het. Ek weet wat jou gaan oortuig. Nee. Net nie 'n musical nie, asseblief. OK. Ek sal saam met jou gaan as jy beloof om net te sing. Nee, ek kan nie dit beloof nie. Mense sing op 'n roadtrip, man. OK, Google Maps Bethlehem. Ek het nie data nie. Ons kyk gou hierso. Oh, shucks. Net 2 bars. Ekskuus tog, meneer. Waarheen is u op pad? Ek is op pad na Bethlehem. My magties ons ook. Nou wat gaan u daar doen? Jy sien, die koning van die Jode gaan daar gebore word en ook om hulde aan hom te bring. Oh, die koning. Dis nou interessant. Kom ons gaan. Welkom terug by Beloofde Land nuus. Vanaand het ons 'n besonderse gas hier by ons. Gabriel, sê ons gou weer wat doen jy vir 'n lewe? Mens kan sê ek is soos 'n boodskapper. 'n Posman, Nie heeltemal nie, 'n Koerier? amper. Mr Delivery. Ek is hier om julle te vertel van 'n besonderse gebeurtenis wat in Bethlehem gaan gebeur. 'n Besonderse gebeurtenis? Is dit 'n musiekfestival? Bethlehem is nou nie juist die venue wat ek sou kies nie. Ag, die platteland het tog maar sy charme. Soos die Kersiefees in Ficksburg. Meer soos die Kersfeesfees. En watter van die Israeli idols gaan daar optree? Of miskien een van die XVXX Factor wenners? Dit gaan nie 'n konsert wees nie, dis iets veel meer belangriker. O, gaan die Rodes ook nou 'n seisoen van Koning soek vrou hou? Ek moet sê, dit was vermaaklik toe Haas weer ons dit gedoen Ek het. is so bly Esther het gewen. Ek ook, maar 'n seisoen 2, dit raak nou 'n bietjie oud. Hierdie gaan die wêreld vir ewig verander. Ag, nee. Ek sien waar jy in hierdie op pad is. Daar gaan nog 'n uittog wees. Ek sien nie weer kans vir 40 jaar in die Ek woestyn ook nie. Manna gaan glad nie werk met my nou Kaap daai het nie. Manna is net Kaaps. Daar gaan nie nog 'n uittog wees nie. 'n ballingskap. Dit moet dit wees. Nee, ek kan nie daardeur gaan nie. Ek is nou 'n moderne vrou. Ek is nie gemaak vir swaar kry nie. Julle verstaan nie. Die koning gaan gebore word. Die Messias gaan gebore word. O, daai storie alweer. Ek dog dit gaan iets groots wees. Wat bedoel julle? Dis die grootste gebeurtenis in die mensgeskiedenis. Ek wil nou nie ongeskik wees nie, Gabriel, maar as dit regtig so belangrik was, sou dit nie in Bethlehem gebeur het nie. Ja, die Messias sou gebore word in Jerusalem of in die paleis. En dit sou oral hoofopskrifte gemaak het. Ons sou definitief daarvan geweet het. Beslis. Julle verstaan nie. Ek gaan eerder die boodskap oordra aan die wat dit wil hoor.
Sjoe, dit was nou bietjie awkward geweest. Jy kan dit weer sê. Ek wonder waar kry hulle die mense wat ons moet interview. In elk geval, hier is Nikkie met die verkeer. Die sensus het almal op hol, letterlik. Meeste mense is al in 'n geboortedorpe en die verkeer op die paaie is besig om stadig maar seker op te klaar. Daar is wel plek nog verkeersknope. Die verkeer in en uit Jerusalem op die J14 hoofweg is besig om stadspoorte toe te stop en eindelose frustrasies aan Israeliete te bied. 'n Donkie het ook sy been gebreek en veroorsaak tans 'n blokkade op die Nazaret N2 pad. Ons sal voor u kry alternatiewe roetes na u bestemming. Met ander woorde, sny maar koek deur die bossies. En dit is dan al vir vanaand van die span hier by Beloofde Land Nuus. Bly veilig en wees 'n engel. Maria, is jy seker jy's okay? Dink jy nie ons moet 'n bietjie sit en rus nie? Ek's fine, Josef. Daar's in elk geval nie tyd om te sit en rus nie. Ons moet nog in Bethlehem kom. Ons is reeds agter skedule en ek het nie beplan vir 'n afbeen donkie om die pad te blok nie. God sal ons op tyd bring waar ons moet wees. En alles hoef nie altyd volgens 'n skedule te verloop nie. Nie volgens 'n skedule nie. Ek is jammer om jou babbel te bars, Josef, maar ek dink ons werk met 'n skedule hier. Solank jou babbel net nie bars nie. Ek wil nie hê die Messias moet langs die pad gebore word nie. Au, Die Messias gaan langs die pad gebore word. kalmeer, hy skop net. Dalk moet ons so 'n paar sekondes sit en rus. Ek dink dis 'n fantastiese idee. Jy kon nie onthou 'n plek in 'n herberg te bespreek nie, maar jy het padkos onthou. Tipies. Ek het al gesê ek is jammer my liefie. En ek is seker of van daar gaan iewers plek wees in Bethlehem vir ons. Daar beter. Gee vir my ook 'n stukkie. Alleen eters kom nie in die hemel nie. Sjoe. Ons is nou amper in Bethlehem. Het jy nou al gedink wat gaan ons doen as ons nou daar aankom? Maar kyk, Bethlehem is nie so groot nie. Ons moet net mooi luister vir die geluide van geboortepyne. Net so. Ons moes by die wyse manne gebly het. Hulle sou geweet het waarheen om te gaan. Nee, ag, dit sou nie gewerk het nie. Hulle gaan eers 'n draai maak daar by Herodes en na ek daai eksposé gedoen het oor hoe hy ons belastinggeld spandeer, is hy nie my grootste fan nie. Ek onthou die storie. Het hy jou nie gedagvaar? Nee, daarom nie. Ek mag nou net nie wettiglik binne 5 km van sy laksman kom nie. Ja, en as gevolg daarvan weet ons al nie waarheen om te gaan nie, né? Het daai wyse manne nie iets gesê van 'n stervolg nie? Ja. Jy weet hoe werk sterre, né? Wel, hulle kon nie stervolg. Ja, maar hulle is astroloë. Hulle is die 3 wyse manne. As jy die sterre kan lees, lead the way. Okay, ek kan dalk nie sterre lees nie, maar ek is ook nie stupid nie. Kyk, die Messias gaan nie gebore word in die onderdorp nie. Ons kan dit maar elimineer. Ja. Dit gaan definitief iewers fancy wees. Jy weet, soos in 'n hotel of 'n sinagoge. Is ons sinagoges in Bethlehem? Hoe die hel moet ek weet? Ekskuus tog julle. Julle sien dalk op pad Bethlehem toe. Ons is. Of weet julle of daar enige sinagoges in Bethlehem is? Of dalk 'n lekker Hilton hotel ek sê. Wel, ek het al groot geword en ek kan nie iets van 'n Hilton hotel onthou nie. Waarom vra julle? Ons soek 'n plek waar die Messias gebore gaan word. En waar dink julle sal die ideale plek wees vir die Messias om gebore te word? Wel, dit is die Messias. Dit gaan iewers fancy wees, iewers indrukwekkend. Hilton. Nie soos langs die pad of so iets nie. Dit sal mos nie werk nie, man. Ook nie in 'n middelklas herberg nie. Imagine dit. Oh. Hoorie, sien jy sy swanger? Wie is swanger? 9 maande. Dis amper tyd. Julle sal ons nou moet verskoon. Ons moet by Bethlehem aankom. Waar wil julle? 'n hoogswanger vrou. Op pad Bethlehem toe. Dink jy nie dis die storie waarna ons soek nie? Ja, dink jy so? Ja. Ek weet nie hoor. Het jy al skoene gesien? Crocs. Die Messias se ma sal beslis nie Crocs dra nie. Kom ons gaan net.
Wie is dit wat heeltyd wierook in die ateljee inbring? Hou op aan sit man, dit is nie so erg. Dit is, my allergie is kronies. Ek het 'n doktersbrief. En welkom terug by Beloofde Land nuus, die stasie vir die uitverkore nasie. Soos jy seker weet, kry ons nie baie buitelandse besoekers hier in Israel nie. Die woestyn is nou nie juis 'n prima vakansiebestemming nie. Maar vanaand het ons 3 reisigers van waar het julle gesê kom julle nou weer? Goeienaand Nikkie en Nikkie. Eerstens vra ek net verskoning van die ander 2 wyse manne want hulle is alreeds op pad na Herodes waar ek later sal gaan aansluit. Maar om julle vraag te beantwoord, ons is van die ooste. Ek wou nog altyd oos toe gaan het. Jy weet mos wat sê hulle, oos wes, oos is bes. Ek dink dis die reimpie gaan nie. Bly stil Nikkie, ek probeer ons gaste laat welkom voel. Ekskuus, ek ruik nog steeds wierook hier binne. So, sê vir ons, wat bring jy na Israel toe? Julle is 'n paar 100 jaar te laat om Salomo se tempel te sien. Daar's dan nog 'n paar toeriste aantreklikhede. Jerusalem het 'n baie impressive muur. Ons is nie eintlik hier op vakansie nie. O, besigheid dan. Nee, nie regtig nie want jy sien, die koning gaan gebore word in die stad Bethlehem. O, die storie alweer. Nee, kom ons vermaak hulle. Wat laat julle dink 'n koning gaan gebore word? Ons bestudeer die sterre nou al vir baie jare en dit is duidelik dat die koning gaan gebore word in Bethlehem. Wel, mens kan seker nie stry met 3 wyse manne nie. Hey Nikkie, Ja. wat doen ek nou? Ja, ek weet nie. Ek wys 'n man. O, ekskuus. Kom ons sê nou, julle kry hierdie koning in Bethlehem van alle plekke. Wat is die plan? Bethlehem van ander plekke. Dit is nou nie Bethlehem in die Vrystaat nie. Regtig? Ons gaan hom geskenke gee en ook om hulde aan hom te bring. O, so die geskenkies is nie vir ons om dankie te sê dat julle op TV gaan wees nie. Dis ook maar alright. Ek is nuuskierig. Watter geskenke het julle wat julle dink geskik is vir 'n koning? Wel, ons het goud Baie goed. en daar is mirre Heel gepas. en dan het ek ook As ek die vent kry, verskoon. As ek die vent kry wat wierook in die ateljee inbring, gaan ek hom vraggies uitsny. Ekskuus, wat is die derde geskenk? ek het ook Is dit moeilik om uit regtig- te spreek? Wag, is dit iets van die ooste? Die regte. Ek het weer ook, maar julle moet my nou verskoon, ek is op pad na Herodes toe om aan te sluit by die ander 2 wyse manne. Ek hoop jou allergie voel baie beter. Verskoon my Nikkie en baie dankie. Weereens was dit awkward. Nogal baie. Lyk my die ateljee is regtig baie desperaat vir enige iets nuuswaardigs. Wanneer laas het jy met die korrespondent gepraat? Nogal lanklaas. Het sy nie gesê sy's besig om 'n groot storie te jaag nie? Ek dink haar woorde was die grootste storie ooit. Ons sien julle volgende keer, hopelik met die grootste storie ooit. Van die span hier by Beloofde Land nuus. Wys veilig. Ek bedoel, wees veilig en wees wys. Ah, Bethlehem. Asem daardie vars plat laat lig in. Vars lig, drykie ene donkie mis. Jy sit ook altyd 'n demper op alles. Kom ons gaan boek in by die herberg voor ons die koning van alle konings gaan soek. Hallo. Hi. Kamer vir 2 asseblief. Ek het nie meer kamers beskikbaar nie. Nie eers vir Israel se nommer 1 nuusspan nie. Tada! Ekskuus. Herken jy my nie? Ek is van Beloofde Land nuus elke aand om 7uur en as jy jou kaarte reg speel, dan eindig jy dalk op in die agtergrond van die grootste storie ooit. Ek het een klein kamertjie daar agter as julle nog belangstel. Ons vat hom, dankie. Ek gaan nog hier oorval. Maria, is jy seker jy's okay? Jy lyk nogal bleek. Ek's fyn, ek's so bietjie naar en 'n kramp. Kramp, Maria. Nee man, is van die stap. Of nie? O, gits. Hallo.
Meneer, ons kort dringend 'n kamer. Ek het nou net my laaste kamer weggegee. Meneer, verstaan nie, my vrou is hoogswanger en sy ervaar al geboortepyne. Ek kan jou regtig nie help nie. Ai. Klop, klop. Wie is daar? 'n Swanger vrou en sy's baie na. Ons is vol, ons is vol. Ek kort 'n plek om my neer te lê. Hoeveel keer moet ek dit nog vir jou sê? Ons is vol, ons is vol. Ek's moeg, ek's lam, ek's afgerem, ek verloor die stryd in Bethlehem. Ons is vol, ons is vol. Ons dwaal deur die slate om plek te vind. Is daar iemand met 'n hart vir 'n koningskind? Ons is vol, ons is vol. Klop, klop. Wie is daar? 'n Swanger vrou en sy's baie na. Ons is vol, ons is vol. Sy kort 'n plek om haar neer te lê. Hoeveel keer moet ek dit nog vir jou sê? Ons is vol, ons is vol. 'n Vader in angs en 'n moeder broos, is die mense van ons dorp dan so harteloos, of is dit dalk die een waarop Israel hoop? Ek het min om te gee, maar my stal is Meneer Herberg? Meneer? Hoi. Hallo. Jy weet nie dalk waar die ryk en belangrike mense op die dorp woon nie. Ryk en belangrik. Ja, jy weet iemand wat die Messias sal kan huisves. Ek weet nie, daar aan die einde van die dorp, daar's 'n paar ryk skaapboere. Jy kan dalk daar gaan kyk. Klink of ons 'n paar skaapplase gaan besoek. Na plaas gaan en sê, "Hallo, is jy dalk 'n swanger vrou in die huis?" Verkieslik nie so nie, maar eintlik is dit 'n great idee. Dis 'n terrible idee. Luister hierso. Ons hardloop uit tyd en ek kan dit voel. En as daai Messias gebore word, my ma, dan wil ek hê jy moet met daai kamera in sy gesig wees. Ag, my neus juk sommer as ek 'n goeie nuus storie ry. Jy het hoekkoors man. Ja, Herodes was 'n koning, verskriklike ou man. Sy naam was buitensyd bekend. Nigter weet sy van. Hy regeer met 'n eysterhand te boop as argitek. Die mense wat hom beter ken, sê die man is gek. Forte en kastele, Herodes kan maar bou. Sy bouwerk het so sterk gestaan, 'n vindingryke ou. Maar net daar raak sy kop toe uit en kry 'n grove streek. Verdink glo elke familielid en sweer om op te breek. Ha, 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 ha. Sy mamma en sy pappa, Sy boetie en sy sus. en selfs sy eie geliefde vrou, die raak toe mos vermis. Soldate, generale, almal word verskrik. Herodes word 'n moordmasjien wat alles in wil sluk. Forte en kastele, Herodes kan maar bou. Sy bouwerk het goed sterk gestaan, 'n vindingryke ou. Maar net daar raak sy kop toe uit, hy kry 'n grove streek. Verdink glo elke familielid en sweer om te breek. Ha, 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 ha. So as jy dalk die ou ontmoet, my maat, jy moet pas op. Want as hy jou dalk net verdink, af met jou kop. Ha, 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 ha. Welkom terug by Beloofde Land nuus. Ons het 'n noodnuusbulletin vanaand van koning Herodes. En dit moet baie belangrik wees, want hy's hier in die ateljee. Wat is op die hart, die hoogheid? Die hele Israel luister. Goeienaand. Goeienaand inwoners van Israel.
Dit het onlangs oor my aandag gekom dat hier 'n ongegronde storie rond te doen van 'n sogenaamde koning van die Jode wat gaan gebore word in Bethlehem. Wat 'n storie. Ek wil net herinner dat ek die koning is. Die enigste koning. Baie van julle het seker hierdie nonsens gehoor by sogenaamde wyse manne van die Ooste. Wyse manne. Dis so weird. Wie noem hulle self wyse manne? Ek dink dis so 'n bietjie voorbarig. En hulle is van die Ooste. Jy weet wat dit beteken? Spioene. Definitief spioene. Hier om ons manier van lewe te ondermyn. Stilte! Ek stem saam dat hulle voorbarig is. Ek bedoel niks goeds kom ooit uit die Ooste uit nie. Julle weet wat ek altyd sê, Oos-Wes, Wes is bes. Ek dink jy dis Al wat belangrik is dat hulle storie onwaar is. Ek bedoel, dit maak nie eers sin nie. 'n Koning wat gebore word in Bethlehem, niks groots gebeur ooit in Bethlehem nie. Nee, hierdie snerp moet stopgesit word. Ek kan nie toelaat dat die Israeliete deur valse nuusstories mislei word nie. Julle kan tog nie alles glo wat julle altyd hoor nie. Al wat julle kan glo is wat ek vir julle sê en wat Beloofde Land nuus vir julle sê, want hulle weet wat is goed vir hulle en wie betaal hulle salarisse op die ouende van die dag. Ja. Hier by Beloofde Land nuus glo ons alles wat koning Herodes sê. Wat is dit nou? Dit lyk my ons korrespondent het 'n update op wat sy noem die grootste storie ooit. En ons gaan sommer nou deur Nee, wag! Herders, vertel ons asseblief wat julle gesien het hierso vanaand. Jo, dit was intens. Ek en my pelle het gesit en kaart speel. Ons het visie gespeel. Ek wil eintlik snap speel, maar partykeer raak ek te opgewerk en dan maak ek die skapies bang. Snap! Okay, ek dink nie dit maak saak wat julle gespeel het nie. Vertel ons van die engel. O ja, die engel. Ek het nog gesê, visie, het jy vir my 'n 10. En toe was daar 'n helder lig in die hemel. Ek het by lam geskrik. Ek het amper flou geraak. Maar, toe sê die engel, moenie bang wees nie. Die Messias word gebore, die verlosser van alle verlossers, die konings van die konings. In 'n stal in Bethlehem. En ons moet daar wees. Ons wat net gesit en skape oppas het, wat net die skoene aan ons voete en die klere aan ons lyf besit. Ons moet daar wees vir die geboorte van Jesus Christus. En dit is presies waar ons gaan wees. Ons het nie tyd vir 'n TV-onderhoud nie. Ons moet gaan. Wag, julle, nee, ek het nog vra, hey, wag. Nikkie, ek kan dit self bevestig. Ek het die engel van die Here met my eie oë gesien. Dis dan al van my kant af, oor en uit. Maria, ek is so jammer. Ek's jammer oor die herberg. Ek's jammer oor die vervoer en nog soveel meer is ek jammer oor hierdie stal. Dis oukei, Josef. Nee, dis nie. Ek moes meer gedoen. Josef, dis oukei. Hey, waarna toe gaan jy? Ek gaan net 'n bietjie asem skep. In die agterstraat van 'n arm bier staan 'n huisie in sy ry. Afgedopte mure wat selde aandag kry. Die dakke lek, die deure kraak, die plek gaan agteruit. Op 'n skoon geveerde trappie sit 'n seentjie sy oë gesluit. Is daar iets wat in my hart klop? Dis 'n tragiese toneel. Ek kry trane van herinnering en my hart klop in my keel. Want sy klere is maar stukke, materiaal is wit gebly. En skielik tref die waarheid my, Here, ek is ryk. So dikwels kla ek, Here, so dikwels soek ek meer. Selfs as ek ondankbaar, voordat ek myself kan keer. As dit warm is, gee ek koelte. As dit koud is, het ek my bed. Wat kan ek sê, o Here? Ek besef nou wat ek het.
So dikwels kla ek, Here, so dikwels soek ek meer. Soms is ek ondankbaar, voordat ek myself kan keer. As dit warm is, gee ek koelte, as dit koud is, het ek my bed. Wat kan ek sê, o Here, ek besef nou wat ek het. Wat kan ek sê, o Here, ek besef nou wat ek het. Wat kan ek sê, o Jesus, dankie vir wat ek het. Ek kan nie glo ons het dit amper gemis nie en is hier reg onder ons neuse in 'n stal van alle plekke. Ekskuus tog meneer, het jy dalk 'n hoogswanger vrou gesien nie? Julle het dit net gemis. Nee. Ek dink ons is net betyds. Elke mens op aarde het 'n spesiale doel. Maak nie saak wie jy is nie, hoe jy lyk of hoe jy voel. En jou doel op hierdie aarde sal net God vir jou kan sê. En so dikwels het ek gewonder hoekom my hier wou hê. En nou dat ek weet, is my asem weggeslaan. Nou dat ek weet, kan ek sy woord skielik verstaan. My hart wil juig, my mond getuig, my lewe het nou sin. God sal sy planne eind uitvoer, as hy iets in jou begin. My lewe hier op aarde was normaal, het wat gewoon. Het gehoor van die Messias, vir wie God as koning sou kroon. Maar elke meisie se groot gebed word in my lewe verhoor. Om Immanuel, die Christuskind, sy eerste lag te kan hoor. Nou dat ek weet, is my asem weggeslaan. Nou dat ek weet, kan ek sy woord skielik verstaan. My hart wil juig, my mond getuig, my lewe het nou sin. God sal sy planne en uitvoer, as hy iets in jou begin. En nou dat ek weet, is daar trane in my oë. Nou dat ek weet, is dit moeilik om te glo. Die seun van God, die koningskind, God het my hiervoor voorsien. Wat het ek gedoen, o Here, om my eer soos die te verdien? Goeienaand. Jy's ingeskakel by die 7uur nuusbulletin op Beloofde Land nuus. Van Adam tot Abraham, Van Babel tot Bethlehem, en Josef tot Jesus Christus. Die seun van God, die koningskind, God het my hiervoor voorsien. Wat het ek gedoen, o Here, om my eer soos die te verdien? Toe ons eerste keer die skrip kry vir hierdie vertelling, toe lees ek daar deur en ek besef net hoeveel karakters, hoeveel mense in hierdie verhaal vertel eintlik ons verhaal. Is baie keer van ons wat ook voel ons word geboelie deur iemand soos Herodes, of miskien is jy dalk self sy Herodes in ander mense se lewens.
Baie van ons wat voel die onsekerheid van 'n pa en 'n ma in die lewe en weet nie hoekom goed in ons pad kom en wat met ons gaan gebeur nie. En so gaan ons deur die lewe en ons probeer wyse manne wees en ons probeer allerlei dinge doen. Maar binne in hierdie verhaal ontdek 'n ou dat die Here Jesus het regtig die grootste verhaal geword ooit. Dat baie konings gekom en dat baie konings gegaan. Maar jy sien, wanneer God iets begin doen, dan doen hy iets vir 'n ewigheid. En so was daar een keer hierdie verhaaltjie en daar was 'n ou met 'n gebreklike hand. Hy het iets kort gekom soos wat ek en jy in ons lewens ook kort kom. En die Here het na hom toe gegaan en die Here het dood eenvoudig op 'n Sabbatdag, en daai tyd was dit net so, jy mag nie op 'n Sabbatdag werk nie. En toe het Jesus gegaan en hy het daai hand van daai man genees. En toe was die ouens ontstel daaroor en hulle het gesê, maar Here, hoe kan jy sulke goed doen? En terwyl Jesus met hulle in gesprek is oor hoekom hy dit gedoen het, toe staan daar die volgende geskryf oor wat Jesus gedoen het. En ons lees dit in Matteus 12, staan daar soos vervul wat die Here deur die profeet Jesaja al gesê het. Hier is my dienaar, die een wat ek gestuur het, die een wat ek aangestel het. My geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom en hy sal die wil aan hierdie nasie van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie besig raak met toes vra en op die straathoeke staan en skree nie. Dit sal hy nie doen nie. Maar dan in vers 20 gaan staan nie, 'n riet wat geknak is, sal hy nooit afbreek nie. En 'n lampet wat rook, sal hy nie uitdoof nie. Want hy sal die wil van God laat seëvier en op hom sal die nasies hulle hoop vir ewig vestig. Dis wie Jesus is. Toe hy gekom het, het hy gesê, kom sit julle hoop op my. Toe hy gekom het, het hy gebrokenheid kom herstel, hy het begin mense se harte inklim, hy het God se wil in ons kom bekend maak. En baie van ons sal getuig dat hierdie jaar was van ons minder lekker jare. Hierdie jaar was 'n jaar wat ons regtig nie kan wag vir die vakansie wat kom nie. Maar maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat in jou lewe die afgelope tyd gebeur het nie. Een ding kan ek vir jou sê, en van een ding kan ek getuig. Die storie van Jesus is onveranderlik. Sy liefde, sy genade is vir ewig. En as die Here sê dat op hierdie kind van hom, hierdie seun, moet ons hoop vestig, kan ek jou net kom uitnooi. Wil jy nie jou hoop opnuut weer op Jesus kom sit nie? Hy is die koning, hy is die verlosser. En hy ontmoet ons by plekke waar ek en jy dink dit onmoontlik is. En hy ontmoet jou ook vandag en ook in hierdie Kersseisoen. En ons wil julle kom nooi, ons gaan so 4 liedjies lekker saam sing. En dis Kersliedjies, maar dit is die liedjies wat getuig van ons geloof en van hierdie dinge wat ons opgewonde maak. En daarvoor wil ek julle nooi, kom staan saam met ons en dan sing ons lekker. Liefde aan mense gelei.
juig die reddersdag, juig die reddersdag. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Vuil stemme uit die jou verlede, oor sterrevelde reis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke buien in eeuwe oue taal? Kyk selfs die nagtelike swye, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk? Toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom. Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees In hierdie land, o Heer. Herders op die ope velde, het die nag die engele koor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Met hul harte vol van vreugde, praat hul van die Jesuskind. Herders vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Ons wil nou Joy to the World sing en ek wil jou uitnooi nadat jy hierdie amazing storie weer saam met ons beleef het. Mag daai opgewondenheid wat in jou hart losgemaak het, mag dit uitbloei soos wat ons hierdie liedjie sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.
sit vanaand sit ons almal weer in afwagting vir die hoofman van 100 wat met ons land weer gaan gepraat en ons almal is weer te wagte 'n klomp moeilike dinge. En nie almal van ons se vooruitsigte oor alles wat kom is altyd vir ons lekker nie. Maar ons het rede om vreugdevol te wees. En ons het 'n storie om te vertel wat 'n wêreld nog altyd verander het. En 'n wêreld tot in die alle ewigheid sal verander. En mag jy hierdie Kersfees daardie storie vertel oor en oor en oor. Kom ons maak ons oë toe, dan sluit ons af. Ag Hemelse Vader, daar is 'n stuk vreugde wanneer ons weer kom by die dinge wat U gedoen het. Here, wanneer ons weer vir 'n oomblik stil staan in die grootheid van die liefde en ons in verwondering weer terugdink, Here, oor hoe groot storie hierdie verhaal van Jesus U seun 'n wêreld verander het. En hier sit ons en ons lewens is aangeraak en ons weet dat U liefde vir ons is en vir 'n wêreld hier buite en mag Kersfees 'n tyd wees waar ons hierdie verhaal gaan deel van liefde, van omgee, van vergifnis, van genade, van heel word, van vreugde. Daai vreugde wat ons verstand te bowe gaan, van vrede. En Here, dankie dat ons deel van U storie kan wees. En Vader, sal U aanhou skryf in hierdie wêreld. Sal U aanhou om ons stories en ons verhale te skryf tot in alle ewigheid. Ons eer U. Amen. Nou ja, ek weet nie wat julle dink van ons span nie, maar hier's 'n klomp ongelooflike vrywilligers wat ek wil vir julle sê vir 2 weke omtrent elke aand van hulle lewe by die kerk was. Hier's mense wat ek gedink het hier slaap, want as in die oggend hier kom is hulle hier, as hierdie aand weggaan, dan is hulle hier. En ek dink kom ons gee vir hierdie span julle regtig 'n lekker groot hande klap. En dit net om te dink, daar's niemand professioneels hier nie. Daar's regtig niemand professioneels hier nie. Hierdie ouens is almal vrywilliges. Daar agter by die klank, julle duisende dankies. Dit wat julle op die skerm gesien het, julle alles is daar voor uitgesaai. En ons sê vir ons tegniese spanne, ons musiekspanne, net uit ons harte uit baie dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het. Ek wil julle nou nooi om te staan en dan wil ons almal vir julle 'n seën uitspreek van God se liefde van hierdie storie. So kom ons staan. Ek vergeet nou wie amper Nadia wys my daar agter. Ons gaan ons offergawes by die deure inneem julle. So as julle daar uitstap, dis ook vir ons lekker as julle ook bydra tot die werk waarmee Kerk en Suid besig is. Dit waaraan ons glo om God se liefde so te versprei. Maar ontvang die seën van die Here. Toe God sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het hy hom gestuur om vir jou met hom te kom versoen. Hy het hom in 'n kruis laat sterf, sodat jy in die regte verhouding met God kan staan. Glo dit. En dit was 'n Vader se liefde wat dit gedoen het, en daarom weet dat jy geseën word met die liefde van jou hemelse Vader. En toe het hy ook sy Gees vir ons gegee, sodat ek en jy elke dag van ons lewens sy stem kan hoor. Glo hierdie dinge en gaan in vrede. En die gemeente van die Here sê saam. Amen. Daar's nog baie lekker koffie, julle geniet dit en kuier nog lekker saam. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare His rule, and heaven and nature sing.